90.5. Nou gaan ons oor 'n lekker ding gesels. Net nou het ons 'n baie swaar onderwerp gehad. Ons het gepraat oor 16 dae van aktivisme. En nie dat kanker 'n maklike onderwerp is om oor te praat nie, maar at least doen ons iets funs vir 'n slag. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die Guinness World Record projek. Dis nou ten bate van Pink Drive en Sun Gardens Hospice. Saam met my in die ateljee Anel Alexander, Billy Cowley en Babette Labeskagni. Hoe gaan dit met julle? Hallo. Altyd goed, dankie. Hoorie, ek voel nou of ek famous is nou met Anel in die ateljee. Sorry Billy, ek's jammer. Ek het eintlik bedoel jy. Dis eintlik Dit moet wees. dis Ek is net my ma en my ouma wat dink ek's famous en my ouma's oorlede. So dankie. Dis 'n groot plesier. Enige famous rooikop is goed in my boeke, hoor. Hoorie, kom ons gesels gou vir mense wat nou nie weet nie. Vertel vir ons oor hierdie Guinness rekordpoging wat julle nou gaan baie binnekort aanpak. Wat presies gaan julle doen? Ja, so ons gaan die Guinness rekord attempt vir die meeste awareness ribbons. Dis letterlik soos die kankerstrikkies op 'n kar plak. Die rekord is tans gehou in India. Ek dink is 5730 omtrent, so ons oog om 6000 minimum te plak. Ons het nou gesê ons wil eintlik meer as dit plak. Maar saam met dit voel ons net weet jy, daar's so baie mense wat afsterf van kanker. Daar's baie mense wat kanker het tans, en nie net hulle nie, die familie en vriende wat ook deur dit gaan saam met daai mense. So een van die goedes by die Guinness Association, die strikkies mag nie dieselfde lyk nie. So ons het gesê, luister, maar as jy iemand het wat afekteer is deur kanker, gee vir ons hulle naam, ons skryf hulle naam op daai strikkie. En dis hoekom ons dit noem Ribbons of Hope, want jy gee tog nog hoop vir daai mense wat daar is daar buite. Oh, wow. En dit voel so, ek hou altyd van as daar hierdie maratonne ook gehardloop word en mense het 'n hemp op met iemand se naam. Dit voel altyd vir my asof daai persoon so half voortleef omdat iemand hulle onthou en hulle altyd seker maak dat ander mense weet wie hulle was ensovoorts. So ek voel dit is soos 'n manier om hulle te honor. Dis amazing. Ek is mal daaroor. So julle probeer nou daai rekord beat. So julle wil nou, hulle het nou daai 5000 en weet hoeveel? Dit is 5730. Julle wil gaan tot by 6000. Minimum, ja. Minimum 6000 strikkies. Okay, maar hoe gaan julle hierdie strikkies versprei? Verduidelik bietjie vir ons. Ek dink tans het ons 'n Back a Buddy account waar mense op kan gaan en 'n strikkie koop. Strikkies kos R30, maar ons wil ook verskriklik graag ons besighede aanmoedig om betrokke te raak en koop 10, koop 100, koop 1000. Ons het 'n A18 sertifikaat wat beskikbaar is, waar besighede dit van tax kan aftrek. Ek dink vandag is ek het 5 jaar in Amerika gebly. Vandag is Thanksgiving. So Indians and pilgrims aside, ek dink ons het almal iets. Ek was altyd mal oor Thanksgiving want dit voel vir my ons het almal iets om oor dankbaar te wees. En môre is Black Friday en ek wil verskriklik graag mense aanmoedig om môre gaan mense klomp geld op klomp goeder spandeer wat hulle nie nodig het nie. So in plaas van om daai 3 for the price of 2 te koop wanneer jy nie eers een van die goeders nodig het nie, dink net daaroor om 'n strikkie te koop. R30. Dit is 'n koppie koffie. Ja. Dit is regtig nie 'n onmoontlike ding nie en moedig jou vriende aan om dit te doen. Ek dink dis vir my so 'n mooi gemeenskapsprojek want kanker is iets wat nie meer so ver is van ons almal af nie. Ek dink histories was dit altyd so 'n ding wat dit was 'n oom se tannie se niggie wat die groot K gehad het. Ja. En nou ons almal word geaffekteer daarvan. Almal ken iemand baie naby aan hulle as dit nie jouself is. Exactly. En ek dink dis hoekom ons almal betrokke is want dit is vir ons 'n verskriklike persoonlike projek. Ja. Billy is tans besig om teen kanker te beklei. Ek is April diagnoseer met stage 4 kolonkanker. En dan obviously ek wil net sê dis hoekom almal is gehandpicked. Ja. Want almal het 'n konnotasie. Babette het Ek het borskanker gehad in 2020. Ek is nou 5 jaar skoon. Ja, en ek het in 2023 my man aan tongkanker verloor. So dit is vir ons almal 'n verskriklike persoonlike projek, maar ons het ook almal tans in ons lewens mense wat my pa's nou net klaar met radiasie vir prostaatkanker. Ek het vriende, gister was daar 'n begrafnis van 'n goeie vriend van ons wat aan kanker oorlede is. Ek het in April een van my beste vriendinne verloor aan borskanker. Ja, my stiefpa is 'n maand terug dood aan breinkanker en 'n vriend 2 maande terug aan breinkanker. So ek voel hierdie projek is iets wat die hele gemeenskap bymekaar kan bring om te gaan
ons staan hier teen en ons dis vir my dis ons ook Ribbons of Hope noem. Dit is 'n projek wat regtig gaan probeer om hoop te bring vir mense wat tans veg daarteen, maar dan ook vir mense wat mense verloor het in die stryd. Ja. Ja, en dis wat ons gesê het ook, ek wil as besighede kan saam staan en hulle kan ietsie gee. Weet jy, kanker kies nie 'n ouderdom of 'n ras of 'n sexual orientation of niks nie. Dit kan met iemand in jou besigheid gebeur, wat jy voor baie lief is. Dit gebeur met letterlik met almal. Ja. So ek dink ons gaan 'n bietjie praat oor hoe julle op hierdie idee afgekom het en so aan. Ek dink ons moet net weer noem. So die strikkies word verkoop teen R30 'n strikkie, maar daai geld, dit gaan nie net oor bewusmaking nie. Daai geld gaan dan vir Pink Drive en Sun Gardens Hospice wat hands-on elke dag werk om kanker iets jy weet mense met kanker te help, maar ook om dit te voorkom, mense se lewens te red. Ek dink dit is 'n ongelooflike projek. Ek is baie lief vir Pink Drive en Sun Gardens Hospice. Hulle sit net hier in die straat af van ons. Ek voel dit gaan vir 'n goeie doel. Ja. So dis nie net weer 'n strikkie wat jy dra, al hoe mooi dit is, maar dis nie net weer bewusmaking nie. Dit is kom ons doen iets wat 'n verskil gaan maak. Die mense koop tegniese strikkie, maar dis nie asof hulle die strikkie kan hou nie. Ons sit daai strikkie op die kar. So dis letterlik 'n donasie van R30 minimum en weet jy daar's mense wat in ons Backabuddy letterlik R30 insit. Maar R30 is meer as is die persoon wat niks doen nie. Ja. So elke sent aan die einde van die dag maak vir ons die moeite werd en weet jy ek het al voorheen 'n Guinness rekord gebreek ook en op hierdie stadium dit voel vir my amper ek is bereid om nie die rekord te maak nie, maar die geld in te samel wat ek vir ander mense verskil kan maak. Ja. As wat ek die rekord breek. Want dit is my belangriker om dit te doen as om die rekord te breek. Hoorie, hierdie is amazing. Ek wil graag by julle weet want julle het hoe op dese aarde het julle, want julle is eintlik 4 wat hierdie ding nou saam aangepak het en besluit het om dit saam te doen. Hoe het julle 4 bymekaar uitgekom en gesê, weet jy wat, ons gaan hierdie doen? Billy is 'n rekordbreker. Wat was jou vorige rekord gewees? Meeste mamma het 61 sekondes. Is jy ernstig? Ja. Mamait. Ja. Okay, ons gaan moet praat oor daai nou. Maar in 'n geval. Kyk, ek is by Soutbert. Daai. Okay, so hoe het jy toe besluit wie gaan saam aan boord kom en hoe het julle 4 mekaar uitgekom? Kom ek sê vir jou, soos ek sê, ek fight tans kanker vir die tweede keer. Ek het in 2007 het ek 'n stage 3 melanoom gehad en ek het vir niemand regtig gesê van my kanker eers. My familie het eers na die tyd ook uit daarvan uitgevind. En hierdie keer het ek besluit om oor te praat. Maar ek het ook toe gedink ek maar wat kan ons doen? So ek het eintlik al in 2023 aangedoen vir hierdie rekord, want dit gebeur is iets wat naby my hart is. Maar weet jy, lewe gebeur en jy by die fast-paced life kom jy net nie daarby uit nie. Ja. En toe ek nou April gediagnoseer is, toe sê ek hoorie, maar ek is nou stage 4, daar is nie stage 5 nie. Ek moet hierdie rekord doen voordat ek doodgaan. En ek beplan nie om dood te gaan nie, dus ek het oor my lewe uitgespreek, so wat so naam, dit is my belangrik geweest om hierdie ding te doen voordat dit te laat is. En die eerste persoon wat ek aan gedink het was Babette, want ek ken Babette ook al vir baie jare lank. En ek het baie met haar gechat, toe sy al borskanker gehad het. En toe het ons ook net gesels en ons het gesê, luister, maar kom ons kry nog mense wat geaffekteer het deur kanker, want daar was baie mense wat gesê het, luister, ons wil join, maar ek wil nie iemand hê vir net fame nie. Ja. Dit moet persoonlik wees. En ons marketingspan, marketing zoo, ons het met hulle gechat en toe het hulle vir ons gesê wat van Anel en wat van Katie nou, Katie se 9-jarige dogtertjie wat leukemie gehad het. En vir my, ek het op 'n stadium het ek baie na Steve Biko se onkologie deur 'n kindersaal toe gegaan. Maar die probleem is hoekom ek opgehou het, want jy gaan so intoe en dan gee jy vir hulle geskenke en dan vra jy wil iets hê, dan kom jy volgende week aan, dan is hulle nie daar nie, dan sê hulle die kind het nie gemaak nie. So toe hulle voorstel dat Katie deel is van dit, toe sê ek asseblief, want dit wys ook net dat self klein kindertjies geaffekteer word ook deur kanker. So dit was my no-brainer en die span was my perfek soos hy is. Wel, kom ons, dit is nou amper einde van die jaar, maar dit is 36 minute oor 1. Wat beteken baie van die skole is al uit. Wat beteken ons kinders in die karre? Ek dink julle moet julle maatjies en julle skool uitdaag
om te kyk hoeveel strikkies kan elke skool koop. Hoe klink dit? Dis 'n baie fantastiese goeie idee. En dan moet julle sommer vir ons kom kuier ook op die 6de Desember, want ons gaan 'n hele pret familiedag hê by Renault, by Silver Lakes. Renault het vir ons die kar gesponsor en ons gaan op die dag gaan daar musikante wees en springkastele en pryse Weet jy groot name in die Ja, ons het vir Jackie Lou, Roan de Toy, Droomsyndroom. Hulle gaan almal En daar Babette. En Babette, ek gaan ook sing. Ek het 2 slots, so julle is welkom om te Dis kom kyk. awesome. Okay, as ons terugkom gaan ons bietjie verder gesels oor daai 6000 of dan nou 6000 strikkies verhoop met daai geld wat gaan vir Sun Gardens Hospice sowel as Pink Drive bly ingeskakel. 5 hoor hier, ons gesels nog oor daai 6000 strikkies van hoop. Dis vir kankerbewusmaking, maar die geld gaan dan nou ook vir Pink Drive en Sun Gardens Hospice. As jy dit nou gemis het, ons het ongelooflike 4 mense wat betrokke is hier by, maar 3 in die ateljee, want die ander een neem ek aan is in die skool, is ek reg? So, saam met my in die ateljee, Anel Alexander, Billy Cowley, Babette Labuschagne, en dan saam met hulle betrokke by dit is Kate Hayes. So, ons praat oor, hulle wil die Guinness World Record opstel vir die meeste strikkies op 'n kar vir kankerbewusmaking, en die strikkies mag nie dieselfde wees nie, so jy skryf, hulle gaan dan mense se name op die strikkie skryf, so van ons name gaan ook nou op die strikkie staan, baie dankie, ons voel nou baie belangrik, so, ek dink, kom ons praat oor Hospice en Pink Drive. Kanker raak baie mense, ons weet dit, ons hoor dit baie, almal van ons is iewers daardeur al aangeraak. Waarom sou julle sê is organisasies soos Pink Drive en Hospice so belangrik? Kyk, Hospice is natuurlik baie naby aan my hart. My man het die laaste 3 maande van sy lewe so in en uit die hospice spandeer, en ek kan eerlikwaarlik sê, my familie en ek sou nie daai laaste 3 maande van sy lewe oorleef het sonder hulle hulp en leiding nie. Dis mense wat die siekte verstaan, dis mense wat dood verstaan, dis mense wat weet hoe om 'n familie daardeur te praat, want dit is uit die aard van die saak 'n vreeslike emosionele ding, dis 'n verskriklike moeilike ding om deur te gaan. En kyk, James, my man het altyd gesê, the hospice is the portal to heaven. En dit regtig is, want dit vat verskillike spesiale mense om daai te doen, want dis 'n swaar ding, maar dis ook 'n voorreg. En hulle sien dit so. En ek is 'n ambassadeur vir die hospice, en ek sal vir die res van my lewe met liefde enigiets vir hulle doen, omdat hulle regtig sulke belangrike werk doen, want ek dink die dood, mense praat nie meer daaroor in ons samelewing nie, ons weet nie wat om te doen nie, ons weet nie hoe om dit te hanteer nie, en hulle bring 'n liggie in daai donker in, want dit is 'n moeilike swaar tyd. So ek voel iets soos die hospice, hulle probeer regtig mense bewus maak van wanneer mense terminaal gediagnoseer word, of selfs wanneer jy gediagnoseer word, maak die hospice deel van daai journey. Mense dink baie keer die hospice is iets wat jy eers 3 dae voordat iemand doodgaan betrokke kry. Ja. En hulle wil graag al van die begin af betrokke raak, want dan kan hulle regtig 'n pad stap saam met die familie in die voorbereiding voordat iemand doodgaan, en dan ook hulle gee ook baie waardevolle advies vir wat doen mens en hoe hanteer jy dit nadat daai persoon weg is. So ek dink hulle doen fantastiese werk. Dis belangrike werk, dis moeilike werk, maar dis so 'n goeie, wonderlike organisasie om te ondersteun, en ek is so bly ons kan hulle betrokke kry by hierdie projek. En die ding is, baie mense daar buite dink die hospice is 'n plek waar hulle tweedehands goedjies vinnig gaan cheap koop. Ja. Hulle verstaan nie eintlik die werk wat die hospice eintlik agter die skerm doen nie. Ek dink die belangrike deel wat jy genoem het, wat ek self raak gesien het, is dat hulle nie net betrokke raak by die pasiënt nie, maar die familie, want ek dink nie mense besef waardeur families gaan as jy nie self daardeur gegaan het nie, wat onsekerheid betref, skuldgevoelens betref, wat moet ons volgende doen, wat kan ons nog doen, hoe gaan ons hierdie hanteer? Ek dink daai is altyd vir my so 'n mooi aspek van wat deel is van hulle werk. En hulle het so wonderlike span tot jou beskikking, weet, daar is 'n dominee, daar's 'n social worker, daar is susters beskikbaar, en jy hoef nie van al die dienste gebruik te maak nie, maar dit is daar. En ek dink veral in daai tyd, mense so
mens weet nie waar om te vat en waar om te los nie en dit is oorweldigend en jy's moeg en net om iemand te hê wat jou hand vashou in daardie tyd is regtig so waardevol. So, Babette, jy het 'n baie spesifieke passie dan nou ook vir mense wat deur kanker geraak word, omdat jy self ook daardeur is. Ja. En Pink Drive werk spesifiek dan nou met borskanker. Ja. Hoekom sou jy sê is dit belangrik om hulle betrokke te hê by hierdie projek? Kyk, met enige tipe kanker is dit belangrik om vroeg gediagnoseer te word. En ek dink met Pink Drive, ons het so baie vrouens in ons land wat nie 'n maklike beskikking het tot mammogramme of screenings nie. En Pink Drive gaan na dorpe toe waar ons nie eers dink nie en gaan gee vir daai vrouens mammogramme en screenings sonder dat hulle hoef te betaal. So hulle kan vinniger gediagnoseer word en vinniger gehelp word. So die geld gaan daarvoor, hoe werk dit? As jy nou wil betrokke raak, jy gaan op BackaBuddy. Is die naam 6000 strikkies. Wat is die naam op BackaBuddy, weet julle? Ek dink dit is 6000 ribbons of hope. Ja, ek het gou double check. So gaan kyk op BackaBuddy. Iemand sê ook hier so, stuur daai BackaBuddy page asseblief. Ja. So as jy op BackaBuddy gaan, kom ons kyk hoe maklik kan ek dit kry. Kom ons kyk as ek hier gaan. Dit is op almal van ons Facebook pages. Nou dink ons bred van Billy check vir ons. Daar vanaf vingers op die knoppie. Gaan kyk dan. Ek dink ja, so jy kan maklik vir R30 of selfs meer en dan is daar 'n seksie waar jy weet in die comments kan die name inskryf wat jy graag wil hê ons moet op die strikkies skryf. So dit kan of wees 'n naam van iemand wat tans besig is om te veg teen kanker of 'n naam van iemand wat jy verloor het of jou eie naam of enigiets wat jou baie strikkie wil hê, ons sal hom vir jou As jy net 'n blommetjie wil hê, comment 'n emoji blommetjie en ons teken vir jou 'n blommetjie. So ek dink dis die groot ding is om te besef jy gaan nie 'n strikkie koop en hom kry nie. Jy maak 'n donasie vir 'n strikkie sodat jou strikkie op die kar kan wees. Correct. En dan gaan hulle kyk of hulle 6000 strikkies op daai kar kan kry. Hoopelik meer. Ons moet dit moeilik maak vir die volgende mense om hom te breek. En dan kan hulle nou op die 6de Desember daai strikkie op die kar kom soek terwyl ons hom plak. Sterkte. So, hoeveel mense gaan daai strikkies op die kar plak? Moet dit in 'n sekere tyd gebeur of hoe werk dit? So deel van die reëls is ons mag net 4 wees. Ja. Die kar moet 'n sekere grootte wees en die kar moet na die tyd nog steeds padwaardig wees. So iemand van die metropolisie moet die kar kom ondersoek. So met ander woorde, jy mag nie op die windscreen plak nie, jy mag nie op die ligte plak nie. So jy mag net op die body. Julle gaan daai strikkies moet kleiner maak. Ja, en die strikkies mag nie oorvleuel nie. Die strikkies moet almal uniek wees. Daar's baie reëls. So, een van die reëls wat daar wel nie is nie, is daar's nie 'n Ja, daar's nie 'n tyd nie. So ons mik vir 8 ure, van 8 uur tot 5. So is 'n volle besigheidsdag vir ons. Sjoe. Maar ja, ons sal plak tot hulle klaar is. Ja. Ek wil sê daai BackaBuddy se naam is Cancer Guinness World Record Support. Daar's hy. Maar as jy op enige van ons social media gaan, dit is daar. Daar is ek het ook 'n spesiaal op 'n aparte rekening oopgemaak vir mense wat gesê het oor die belê ons as 'n besigheid wil oorbetaal. Maar ons wil nie op BackaBuddy nie. So dan as hulle my kontak, kan ek altyd net daai deurgee ook. Ja, so gee dalk die sosiale media blaaie of die kontak. Wel kyk, ons sosiale media blaaie is obviously ons name. Ja, ek is Anel Alexander 1. Babette Labeskagni En Billy Cowley. En dan kan julle ook op die Marketing Zoo se page gaan kyk. So dis alles daar en dan ons het nou, dit is nie 6000 ribbons nie, dit is, sê weer, wat is daai naam? Dis Cancer Guinness World Record Support. Okay, so gaan kyk op BackaBuddy, Cancer Guinness World Record Support. Dan gaan jy hom daar kry, dan kan jy daar 'n donasie maak. Kry jou besigheid om sommer 'n klomp strikkies 'n donasie voor te maak. Ja, want almal het eindjaar partytjies op die oomblik en dan doen hulle Secret Santa en ek sê in plaas van dat julle Secret Santa doen vir mekaar en jy weet R100 op 'n persentjie spandeer wat gee daai R100 vir hierdie. Ja. Dis vir 'n goeie doel. Ja, of ek wil eindjaar funksie in plaas van 'n oop bar. Jy weet mense gaan my nou haat, maar in plaas van 'n oop bar. Seker gee 'n paar rand vir ons. So ek dink ons gaan ons moet daai maak. Ek gaan 'n strikkie koop. Ek sien Tanya de Vente Beyker wat hier werk, het my ge-WhatsApp en gesê ek wil ook 'n strikkie koop. So Tanya, ons sal jou naam op 'n strikkie skryf nou hierso buite. Ons het strikkies hierso. Gaan op daai BackaBuddy, gaan maak jou donasie. Dis vir 'n goeie doel. Gaan besoek dan ook op die 6de Desember
Dis nou by Reynolds Silver Lakes, is ek reg? Dis korrek. En ons gaan van 8:00 die oggend daar wees en dan begin die pret. Ja, en van 8:00 af gaan die musiek speel en daar gaan springkastele wees en borsbroodjies, daar's iemand wat 'n skaap gaan raffle. Nie net 'n skaap nie, ons het 'n paar ander pryse ook wat baie cool is. Ja, so daar gaan giveaways wees die hele dag. So dis regtig 'n familiedag. En so ek sê almal kan kom en kom kyk hoe lyk die kar en 'n foto kom neem en so dis letterlik 'n pretdag vir almal. As jy in Pretoria rondry in die week, dan sal jy vir Billy op die highway kan spot met die geel pink en pers kar ook. Hoorie so, wat sou julle sê het julle geleer sover in hierdie proses oor hoop spesifiek? Wel, kyk vir my is kyk omrede ek tans obviously met stage 4 kanker is en daar is nie stage 5 nie. My grootste ding is ek fight hierdie kanker want ek wil vir mense daar buite wys. Maak nie saak of jy stage 1, 2, 3 of 4 het, daar's altyd hoop. Soos jou brein jouself kan siek dink, kan jou brein jouself gesond dink ook. So in plaas van dat jy tou opgooi en sê okay, wel ek gaan nie meer fight nie, beklei eerder vir dit en aan die einde van die dag miskien kan jy dit nog maak. Ek staan nou weer 'n bietjie aan die ander kant van waar hierdie klomp staan. Ek het iemand verloor aan kanker en ek voel ons gaan nou in Kerstyd in. Dis 'n verskriklike moeilike tyd vir party mense. Weet waar meeste mense uitsien daarna en begin die kar pak al vir strand toe gaan. Vir ander mense is dit weer 'n seisoen wat nou voor lê sonder 'n persoon. Daai eerste ou Kersdag sonder oupa aan die tafel of daai eerste Kersdag in die kerk sonder jou geliefde langs jou en dit kan 'n baie moeilike tyd wees en ek gaan nou, dis my 3de Kersfees sonder James en dis nog steeds vir my maklik nie, maar die hoop wat ek graag vir mense wil bring is dit word beter. Ek dink goeie soos kanker en wat baie keer gepaard gaan met grief en depressie en daai tipe ding, dit jok baie vir mense, want jy voel baie maklik dit gaan nooit beter word nie en hierdie gaan nooit weggaan nie en ek gaan nooit beter voel nie. Maar daar is hoop in dit en ek wil graag daai hoop, ek het dit nou geleer en ek voel ek is 'n lewende bewys daarvan dat daar is weer hoop op die horison en ek dink dis hoekom ek so dankbaar is vir hierdie projek. Ek is nou op 'n plek waar ek regtig wil hê dit moet begin sin maak. Al die suffering en al die lyding waardeur James gegaan het. Ek wil graag hê dit moet iets beteken. Ek wil graag ander mense kan help uit wat ek geleer het uit daai proses uit en net om weer 'n bietjie meer hoop te bring. En so hierdie is vir my so 'n lekker, wonderlike positiewe manier om dit te doen. Ja. Ek is ook so bietjie, ek wil hê mense moet positief bly. Obviously, dit is vir my 'n baie belangrike ding, maar ek nou 5 jaar later in 2020 het ek 'n vrou ontmoet wat ook borskanker gehad het en sy moes net 'n lumpektomie gekry het wat beteken hulle sny net die knop uit. En ek onthou ek het daai tyd gedink ek wens ek was sy want ek moes 6 maande chemo kry en 'n double mastectomy. En nou is ek baie bewus daarvan dat daar mense daar buite is wat na my kyk en sê ek wens ek was sy want ek is nou al 5 jaar skoon. En ek is 5 jaar skoon en ek own dit en ek wil hê jy moet weet jy kan dit ook doen. Jy moet net fight. So Fransjo van Rensburg wat ons middagdrive doen het ook nou gesê hy gaan ook 'n strikkie koop. So die omroepers koop strikkies. Ons wil hê jy moet dit ook doen. Gaan op daai Back Buddy page net hierna gaan ek weer vir jou vertel hoe om dit te doen en dan gaan ons afsluit met 'n ietsie mooi. 5 ek kan nie glo die tyd is so vinnig verbygevlieg nie. Ons gaan daai help om my Guinness World Record te breek. Ons wil 6000 of meer strikkies op daai kar sit by Reynolds in Silver Lakes op die 6de Desember en jy kan help deur op die Back Buddy bladsy te gaan en dit is dan nou Cancer Guinness World Record Support, okay? Dan kan jy daar strikkies gaan sponsor R30 of meer. Jy kan meer, moenie minder nie. Jy kan meer as R30 skenk. Ek daag al die skole uit om betrokke te raak. Jy kan jou skool se naam op 6000 strikkies sit as jy wil. Of dan nou persoonlike name en boodskappe wat jy op die strikkies wil sit en dan kan besighede betrokke raak. As besighede wil betrokke raak deur groot hoeveelheid strikkies te skenk en dit is dan partykeer moeilik deur die Back Buddy, waar kan hulle julle kontak? Hulle kan my e-pos stuur. My e-pos is Billy, BELLI@EFW.co.za. Jy gaan daai baie stadiger weer moet sê. Okay. It is Billy, so BELLA
@EFW, so Echo Foxtrot Whiskey.co.za. Weet jy, as jy wil hê jou mense wat vir jou werk moet naam op die strikkie skryf, sal ek nie jou besigheid toe ry. En as daar skole is wat ook 'n groot bedrag wil skenk, ek sal letterlik na die skole toe ry en strikkies bring dat jou kinders by die skool ook kan opskryf. Wonderlik. Ek dink dis amazing. So stuur daai e-pos, gaan op BackaBuddy. Kom ons kyk of ons kan help. Hierdie is my ongelooflike mooi projek. Dis 'n projek van hoop, maar dit is ook 'n dit is nie net 'n projek van hoop en 'n projek van bewusmaking nie. Daar gaan 'n daadwerklike verskil gemaak word met die geld wat dan nou gaan vir Sun Gardens sowel as Pink Drive. Julle is amazing. Baie dankie dat julle stories deel. Ek dink dit is iets wat nie altyd maklik is om oor te praat nie, maar wat soveel ander mense hoop gee. So dankie dat jy jou storie deel, Billy. Babette, die storie van hoop dat dit kan gewen word, en Anel, ek weet ons het jou hele journey op sosiale media ook gevolg, maar dankie dat dit nog steeds iets is wat julle vir die gemeenskap doen. Ons waardeer dit. So, ek wil by julle weet, wat is jou aanhaling, gesegde, quote vir hoop vir 2025? Myne is hou aan hoop. Dit kan alles verander aan die einde van die dag. Okay. Myne is, wag, ek het nou my kop gehad. As jy braaf is daar hoop. Sure. Myne gaan nou heeltemal te lank wees. Myne is 'n storie. Ek wil sê mense sê altyd it takes a village to raise a child. Maar ek het nou ook geleer it takes a village to help somebody die as well. En of om te veg teen so terminale siekte, en ek wil mense regtig graag encourage, word deel van iemand se village, want iewers gaan jy weer daai village nodig hê. So hierdie Kersseisoen, wees 'n bietjie meer bewus van dis dalk 'n moeilike tyd vir iemand om jou. Reik uit, help bietjie. En in daai proses help ons altyd onsself meer as wat ons die ander persoon help. Ek dink dis 'n ongelooflike mooi ding om te sê, en ek en Sunay praat baie, Sunay doen al ons liefdadigheidsprojekte ook hier by Groot FM 90.5, en ons sê altyd wanneer dit by kankergoeters kom, ons is 'n Afrikaanse stasie, maar ons hou van die Engelse term survivor, want jy het kanker oorleef. Dit voel altyd vir my as jy sê jy's 'n kankerwenner, dit is 'n mooi woord, maar daar's mense wat nie kanker gewen het nie, en dit beteken nie hulle het nie net so hard beklei nie. Hulle het survive tot die einde. Hulle het survive tot die einde. So ek hou van cancer survivor, die woord, en ek dink dit is ons kan vir mense hoop gee. Ek gaan weer vir jou sê, BackaBuddy, dit is Cancer Guinness World Record. Ek wil sê attempt, nie attempt nie. Support. Okay, dan gaan skenk jy daar, betaal vir daai strikkies, gaan die 6de Desember, dit is Reynolds Silver Lakes, lekker familiedag daar, en ondersteun hulle. Dankie dat julle kom kuier het. Dit was so lekker. Hoorie so, kom ons doen Janie by nou met gou, jou 2 uur nuus is ook op pad. Groot FM 90.5